Geliefde, vandag vier ons Vadersdag, maar daar's 'n ander Vader, 'n ander Abba Vader, ons hemelse Vader. En hy is in beheer van alles. Hy is die lewende God. Ek wil jou vertel van 'n klein dogtertjie wat baie lief was vir haar pappa en apart van die werk af gekom laatmiddag en hy het op die stoep gaan sit en dogtertjie was nie daar nie. Hy wonder waar is dogtertjie? Intussentyd is dogtertjie daar in die straat op en sy blomme gaan soek, want sy wil dit vir haar pa gee. En sy pluk blomme en sy kry hulle bymekaar en sy kom by die huis want sy sluip nie so van agteraf in, pa sit op die stoep. En sy sluip van agteraf om so in die huis in en sy sit met die klomp blomme en sy dink, maar die blomme is nie mooi blomme nie. Ek wil weer ander blomme gaan soek vir my pa. En sy is uit, en sy is weer daar in die strate, en sy gaan soek mooi blomme. En sy is weer terug, en weer agter daarin, pa moet nie weet nie, en sy kyk na die blomme, en sy rangskik hierdie blomme, en sy besef, maar sy het party te kort gepluk, en party is te lank, en dit gaan nie mooi lyk, as nou sy dit nou vir haar pa gee nie. En sy besluit nie, en sy gaan weer ander blomme soek, want sy wil almal gelyk evenredig dieselfde lengte knip, want sy wil dit vir haar pa gee. Sy is weer in die strate, weer gaan soek. Nou nie almal is altyd toegeeflik om vir haar blomme te gee nie, maar sy kry sekere plekke, dan kry sy die blomme. Sy kom by die huis, toe is dit al half later. Pa is bekommerd, waar is sy dogter? Sy kom by die huis en sy is aan haar kamer besig en hierdie kleur by hierdie kleur en hierdie lengte by hierdie lengte, o, 'n mooi pot en dan sy het 'n mooi pot in haar kamer gehad, anders moes sy 3 weke of so. En sy het alles mooi en sy gaan na haar pa toe en sy sê, "Papa, kyk wat het ek vir jou gekry." Pa sê, "Dankie my kind, ek is so bly, maar waar was jy die hele middag? Ek het vir jou gewag op die stoep. Ek waardeer die blomme, maar ek het jou gemis." Ek sal eerder graag, ek waardeer die blomme baie dankie, maar ek sal eerder graag jou teenwoordig nie die by my wil word. Ek sal jou graag op my skoot wil word. Ek sal graag hoor hoe het dit met jou gegaan, my kind. Maar papa, ek het blomme gaan soek, ek waardeer dit. Maar jy was so besig met ander goed vir my, ek soek net jou hart. Dis al wat pas. Dis al wat ons hemelse Vaders. En ek wil jou vat, geliefde, wees nou maar geduldig met my. Ons probeer ook altyd die mooiste blomme te bring. En dan vat ek jou kerk toe. Baie gebede, baie dienswerk aan ander mense om my, baie opofferinge wat ek doen vir die Here, meer prestasies, ek wil suksesvol word. Ek sukkel met hierdie goed, ek wil eers hierdie goed klaar maak, ek wil eers hierdie voordat ek na pa toe kan gaan. Pa sê nee, kom net soos jy is. God soek nie jou hande werk nie. Hy verlang na jou hart. Hy wil 'n intimiteitsverhouding met jou hê. Hy soek seuns en dogters elke dag so saam kan wandel. En ons kry almal daai uitdagings. Hoor wat ek jou sê. Want ons meet ons aan ander mense se werke. Ons probeer
beter wees, probeer dit beter doen. Ons wil graag vir die Here die beste doen. Intussen dat sê die Here, kom net soos wat jy is. Ek wil jou vat na Lukas 15, vers 11 tot 32. Dis 'n hele paar versies. Ek gaan vinnig lees, so bly by asseblief. Ek gaan lees uit die 53 vertaling uit. Vers 11 sê, en dis Jesus wat met die mense praat, hy het 'n gelykenis wat hy praat oor die verlore seun, en luister mooi, soos wat ek vir jou lees, watter deel van hierdie verhaal praat met jou? Want dis die fantastiese deel van die Heilige Gees. Hy kom en hy praat met jou situasie. 'n man het 2 seuns gehad. En die jongste van hulle, sy vader, het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom, en sy vader het die goed tussen hulle verdeel. Nie baie daarna nie, het die jongste seun alles bymekaar gemaak, weggereis na 'n ver land, en daar het hy sy eiendom gaan verkwis deur losbandig te lewe. Vers 14 sê, en toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land, en hy begin gebrek ly. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg, en die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. Vers 16 sê, en hy verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet, en niemand het dit aan hom gegee nie, maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van die hongerde. Vers 18 sê, ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maak my soos een van u huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. Oor die hart van 'n pa. En die seun sê vir hom, Vader, dis vers 21, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie, maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed, trek hom dit aan, gee ring in sy hand en skoene vir sy voete. Bring die vetgemaakte kalf en slag dit en laat ons eet en vrolik wees. Want hierdie seun van my was dood en hy het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind, en hulle het begin vrolik word. Daar was 'n blydskap. En die oudste seun, hy was in die veld. En terwyl hy al nader na die huis toe kom, hoor hy musiek en beerdsange, en hy roep een van die diensknegte na hom toe en vra, wat beteken dit? Die sê toe vir hom, die broer het gekom en die vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het, en hy het kwaad geword en wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit na hom toe en smeek hom. Maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien u so baie jare, en ek het nooit u gebod oortree nie, en vir my het u nooit 'n bokkie gegee, sodat ek saam met u vriende vrolik kon wees. Maar toe hierdie seun van u terugkom, wat u goed met hoere deurgebring het, het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe antwoord sy pa vir hom, kind, jy is altyd by my.
alles wat myne is joune. Ons moet toch vrolik wees en bly wees, want die broer van jou was dood en het weer lewendig geword en hy was verlore en is gevind. Geliefde, en ek wil met jou praat daaroor, en ek wil hê ons moet na die pa kyk. En baie paas kom daarmee in aanraking. Ons hemelse Vader kom daarmee in aanraking. Hierdie jonger seun, hy is nog in die gang, hy wil aanbeweeg, hy wil lewe. Hy hou nie van hierdie manier wat sy pa boer nie, maar sy pa is suksesvol. En hy gaan na sy pa toe en hy sê, pa, ek wil jou goed hê. Weet jy wat gaan hy deur om? Ek wil nie jou hê nie, maar ek wil jou goed hê. Hy wou die seëninge van sy pa hê, sonder 'n verhouding. En jy kry dit vandag by die jong man, die jong vrou. Ek wil dit hê, ek wil die mooi kar hê, ek wil die miljoen-rand belegging hê wat jy op my naam gesit het. Ek wil dit nou al hê, want ek het dit nou nodig. Dis rof daar buitekant en ek het geld nodig. Ons sit in die kerk, as ons gryskoppe oormoed, maar ons is nog die mentaliteit van 'n jong man in die geesteswêreld. Jy weet, daai jong seun het alles gevat, pa het gegee, het gesê, die helfte is joune, die ander helfte is die ander sê, gaan. Hoor mooi, wat wys die Heilige Gees my. Die pa weet, wat het hy hierdie kind gedeponeer van kleintyd af. En jy kry dit vandag nog. Jong mense wat sê, ek gaan, ek pak my tas, ek gaan. Maar as die ma en die pa die regte belegging gedoen het, dan kom daai kind terug. Senior mense gaan my hoor. En daai jong man het gegaan en hy het alles gaan probeer ontdek, die verkeerde deel, die lekker verkeerde deel van die wêreld. En dis Satans se manier om mense so te vang. Kom partytjies toe, kom diskos toe. Manne kom na die stripshows toe. Ek weet nie wat is daar nog nie. Baie goed, dankie Theresa. Maar iets in hierdie verhaal sê vir my, die Vader staan en wag. Hy kyk net. Hy het nie besig geraak. Hy wag vir sy seun terug. Maar hierdie seun moet eers 'n draai gaan loop in die wêreld se stelsel. Hierdie seun moet eers weet waaroor gaan dit. Hoe, en baie keer dink ek, en dis wat wonderlik is van die God wat ons dien. Hy laat toe dat jy daai draai loop. Want hoe gaan jy weet waaroor dit gaan? Hy laat toe dat daai seun deur die moeilikheid gaan, al sy geld is uit met partytjies en vrouens, mooi karre, mooi klere, die genietinge van die lewe. Hy laat dit toe. Gaan loop en draai ons. Net soos ons hemelse Vader, hy sit in die hemel en hy kyk. Hy klaar ons reg voorberei vir jou hier in die hemel. Jy is op aarde, nou hier, ons is hier op aarde. En ons leef 'n manier hierso wat ons dink reg is. En baie keer van ons mis
Want Vader wil 'n verhouding hê. Die Vader het sy seun gestuur, sy enigste seun, vir wie hy ontsettend baie lief het. Toe sê hy, gaan Jesus, gaan wys vir die mense, hoe moet hulle leefwyse hier op aarde wees. Jesus het gekom. Op die ouderdom van 30 toe word hy geopenbaar as Jesus Christus, die Seun van die lewende God. 3 jaar sy leefwyse kom en hy demonstreer dit vir ons. Dit word aangeteken in die Bybel, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, die 4 evangelies. 4 verskillende mense wat hom van verskillende kante af sien. En dit is hoekom ons verskil in die kerk. Ons kan nie almal dieselfde dink of almal dieselfde sien nie. Maar as een God, Jesus Christus. En Vader, kan jy het sien in jou geestes oog hoe hartlik hierdie Vader na sy kind toe sy kind uitgehonger is en daar aankom, en hy's maar hoor, want hy was tussen die varke, en ek dink hy ryk ook nogal. En baie keer kry jy jong manne, jong meisies, wat terugkom na Vader toe, wat 'n reekie het, 'n varkagtige reekie het. Maar Vader sê, kom, ek gaan jou nie los nie. En Vader se hart is reg vir sy kind. Pa, skies, ek vra om verskoning, pa, hoekom moet die kind eers in daai situasie ingaan? En dit is ongelukkig so. Ons is baie keer ons trotse houding, ons trotse manier. Ek het my geld, ek het my voertuig, ek het my sekuriteit, ek het my besigheid, ek het my boerdery. Ek het dit. Dis my sekuriteit. Want as daai goed weggevat is, dan skrik ou op 'n ander vlak wakker. Dan kom hier 'n vernuwing weer, die kom 'n Here, waar is ek dan? En elkeen van ons leer so. Jy kry partykeer tot selfs wat 'n voertuig se ignition breek en dan moet hy nou pragtig breek voor die kerk se deure. 6 weke. En niks en niemand kan hom stoot nie, want hy's gelap. Here, wat is die plan wat jy het met hierdie hele idee? Wat se demonstrasie is besig om te gebeur? En kan ek vir jou sê, niemand is gevrywaar nie. Dit gaan oor 'n verhouding. Dank God, want ek praat van my ervaring met my kar. Hy rig iemand anders op wat sê, pastoor, kan ek jou vat? Laat weet, pastoor. En die goed kom by my. Maar intussen tyd in die geestesreële, het die kind wat nou ver was, nader gekom na pa toe, want pa het gesê, kom my kind. Oei, julle manne daar aan die kant, slag die kalf wat uitgemaak is. Net soos Jesus geslag is vir ons aan die kruis. Sodat ons terug verwelkom kan word met ons, wat se hardkoppige houding gewees, nou is dit 'n nederigheid. Want as die hart sag is, kan God met 'n sagte hart werk. Maar hy kan nie met 'n harde hart werk as jy vol geld is en jy het jou fantastiese kar en fantastiese huis en klere en alles loop goed nie. Dit is hoekom baie keer van ons swaar kry. Want ons harte word voorberei. Ek sê nie alles word daaraan toegeskryf nie, geliefde, luister mooi. Maar dit is hoe God baie keer met ons werk. Dis 'n taal. Daai seuns het groot geword by die taal. Pa moes hulle so nou en dan 'n bietjie wiks op die boutjies.
Jy kan nie sommer net in jou broek nat maak nie. Kom, jy moet leer. Geliefde, dan beweeg ons van die een seun wat nou die fout gemaak het, wat 'n draai geloop het tussen die parke. Hy was tussen die baie mooi meisies gewees, die diskous, die geld, alles. En toe val hy tussen die varke en hy besef hy die kos nie en dit dwing hom, dit vat hom terug na pa toe en hy moet 'n houding gaan inneem as skies pa. Maar daar is 'n ander seun. Die ander seun is besig om te werk. Hy werk maar. Hy wil sy pa tevrede stel. Hy doen moeite. Hy was gehoorsaam aan sy pa. Hy was betroubaar aan sy pa. Maar iets gee die hart van die seun weg. Hy was ook nie op die regte plek. Hy het nooit by sy pa op die stoep gaan sit en gesê, pa, dis nie vir pa nie. Hy was 7 uur in die oggend, was hy al uit gewees, 4 uur opgestaan, sy melkboer was hy al maklik, 6 uur, 5 uur was hy al in die melkstal gewees, dat hy gemelk. Dan moes die beeste gemelk word. Versies moes een kant inkom, klein kallertjies moes kos kry, kleiner kallertjies moes melk kry. Dis harde werk. Maar ek doen dit vir my pa, want ek wil vir hom wys ek kan die werk doen. En toe hy hoor van jong boetie wat gejol het en alles uitgegeet en alles uitgemors het en hy teruggekom en die word 'n party gehou vir hom, die word 'n kalf geslag vir hom, mense word genooi en almal is bly. Wat van my pa? Pa, antwoord hom sê vir my kind, maar alles is in elk geval joune. Ja, maar ek het gewerk vir julle goed. Weet jy wat was die probleem by die oudste seun? Hy het gedink soos 'n diensknegt mentaliteit in plaas van ek is 'n kind van my pa. Want hy het gewerk. En ons kry dit in die kerk vandag. Ek werk vir die Here. Ek doen alles vir die Here. Maar nooit gaan dit oor 'n verhouding. Oudste seun het gesê, pa, jy het nooit eens vir my 'n bokkie gegee wat my vriende genooi het, dat ons kan partytjie hou nie. My kind, jy het dit. Hoekom het jy nie met my kom sit te gesels nie? Kom ons sit te gesels. Kan jy onthou, en ek het al 'n paar keer wat ek vir jou 'n preek gebring het, dan moet die persoon sit sodat die seun in sy skoot kan gedeponeer word. Jy kan nie die seun van die Here ontvang as jy nie in die teenwoordigheid van die lewende God gaan sit. Ja, maar ek bid in die oggend, ek lees my Bybel. Ek doen dit in 'n staande posisie, want ek is haastig. Die werk wag. Jy kan nie my vertel hoe ek werk nie, ek moet werk. Ek het so groot geword. En tussentyd Vader wag vir 'n verhouding. Geliefde, en ek hoor dit praat met jou. Dit gaan oor 'n verhouding. Dis reg, ek sê nie moet nie jou werk opgee nie. Nee. Moet dit nie doen nie. Maar doen dit saam met Hemelse Vader. Hoe kan ek dit saam met Vader doen? Vader het sy seun gestuur, seun het opgevaar sit aan die regterkant van hom. Jesus sê, ek stuur vir julle die trooster, die helper, die leermeester, die Heilige Gees.
Hy is hier op aarde. En hy gaan vir jou en vir my wysheid en insig gee. Dis daar waar intimiteit begin. Wanneer jy opstaan in die oggend, is dit so ontsettend belangrik om Here, ek gee alles vir U. Wees U in beheer van my lewe. Wees U in beheer van alles. Dit help nie. Jy staan op in die oggend, jy gryp jou Bybel, jy lees 'n versie en jy hardloop weer agter goed aan om die Here te please nie. Dit gaan nie werk. Jy vat jouself op 'n misleidende pad en Satan sit en lag vir jou wat jy mis. En wanneer jy gemis het, want nou is jy kwaad vir die Here. Here, kyk wat het ek gedoen, kyk wat het ek alles vir U gedoen. Ek het dit gedoen, ek het dat gedoen. Ek het gebid, Here, ek het gebid vir Sharon Kroonstad, ek het gebid vir Kroonstad. Here, nog steeds al nie in die moeilikheid. Wat van ons verhouding? Sê, daarom is dit so ontsettend belangrik, liefde. Ons kan nie die mentaliteit van 'n werknemer bedink nie. Jy moet kind van God wees. Jy het bevordering gekry. As jy kind van God is, het jy autoriteit om te spreek. Ja, maar ek lees my Bybel en hulle sê ek moet die woorde spreek van die Bybel. Het jy besef dat die woorde van die Bybel lewe? En ons noem dit rema woord. Dit lewe, die Heilige Gees is in dit en dit beweeg. Maar as ons net die Bybel opsê soos 'n resitasie en dis geen gevoel binne-in teenoor my hemelse Vader nie, dan mis jy. Jy's besig met tradisie. En Satan is lief vir daardie. Geliefde, moenie toelaat dat tradisie en gewoontes jou vang. Dit wat jy doen vir die Here, doen jy as gevolg van my liefde vir hom. Ek is lief vir U, my Here. Ek is lief vir U, my Vader. Ek is lief vir U, Koning Jesus. Heilige Gees, ek is lief vir U. Vader het al twee seuns baie lief gehad. En dit was seker dis die mooiste deel van hierdie hele storie. Die Vader hardloop na die jongste seun toe. Maar hy gaan ook na die oudste seun toe, hy het hom gaan smeek. Vir die jongste sê hy, kom, jy's welkom, kom in weer. Ek weet jy het 'n draai gedoen. En baie mense steek vas met die mentaliteit van, ek verdien dit nie meer om in die teenwoordigheid van die lewende God te kan kom nie, ek is te sleg. God het sy seun gestuur sodat ons kan inkom. Hy weet wat gaan maak. Vir die jongste sê hy, welkom thuis, kom my kind, kom. Vir die oudste sê hy, kom my kind, kom. Jy's altyd by my. Ek soek net intimiteit. Ek het jou al 'n woord gegee. 'n Mooi woord in die Bybel. Wat jy dit? Vat jy die woord wat ek vir jou gegee, bedink jy dit? Of het jy gesê, Here, dankie vir die mooi woord, skryf hom neer. Hy laat jy in die Bybel hoor, dra hom verloop. Daar slaak baie. Here, ek soek môre 'n nuwe woord. Nee. Kom nou. Wat beteken hierdie woord? Heilige Gees breek vir my hierdie woord oop. Jesus het gesê, jy sal nie net van brood leef nie, maar jy sal van elke woord van die lewende God sal jy leef. Dankie vir daai amen. Mense, ons is afhanklik van die Here. Ons is afhanklik van sy woorde. Hierdie woord. Maar hy leer, moet hom nie soos 'n storieboek lees nie, jy gaan patslaak. Maar as jy hom kan leef. Baie mense ken hierdie boek uit sy kop uit.
maar hy leef vir my. Baie mense gaan op, die Bybel sê so. Waar is die liefde? Jy kan nie die woord verkondig as die liefde nie daar is. Geliefde, ek het nou, en ek deel iets met julle, met Heilige Gees, ek is baie lief vir Heilige Gees, 1 Korintiërs 13:13, jy kan dit gaan lees, waar Paulus skryf, en ek is lief vir daai vers, baie lief, en wat hy skryf en hy sê, en mag jy die genade van Jesus Christus ervaar, die kruis, en mag jy die liefde van Vader ervaar, en mag jy die gemeenskap van die Heilige Gees ervaar. Maar hoe kry ek die liefde van Vader? En as jy mooi gaan lees, dan sal jy sien in die woord staan, Vader het sy hart, sy liefde binne ons harte ingedeponeer, via die Heilige Gees. En ek vra nou die dag, Heilige Gees, hoe kan ek 'n dieper verhouding met U hê? Ek wil meer ervaring hê. En my naam is stilte tyd, en dit gebeur. En ek gaan klim in die bed, en ek lê so rustig in die bed. My vrou lê langs my, en dan lê daar 4 chocolademoentjies in die ander. Maar ek raak rustig. En ek wil my oë toemaak, en hier kom hier die stil, sagte stem. Dis hoe Heilige Gees stem klink, hoor. Stil, sagte stem. Jy gaan nie die stem van die Here hoor, as jy so gaan nie. Jy moet stil bly. Jy moet alleenig wees. Almal moet slaap. En iets van die gedagte sê vir my, hart is, begin kyk na die vrug van die Heilige Gees, dan gaan jy dieper intimiteit met die Heilige Gees. Here. En hy vat my daarna die liefde. Ek het vandag met iemand gepraat, gister, ek kan nie onthou nie. Hoe moet ek 'n persoon hanteer wat my met klippe gooi en my seer maak, en ek weet nie hoe nou, en ek is woedend, en hy is lelik met my. Hoe moet ek maak? Waar is die liefde? Jy moet nog steeds verloor wees, maar jy moet nie sy verloor laat wees. Respekteer hom of haar, maar moet nie die vloer laat wees. Jy is 'n gesalte van die lewende God. Onthou dit. En daarom is dit so my passie vir jou, ken die Heilige Gees. Jy kan nie altyd na die pastoor toe hardloop nie. Daarom, geliefde, ek kom terug na Vader en die 2 seuns toe. Die oudste seun het gedink die probleem is dat hy nie genoeg ontvang het nie. Die oudste seun, ek moet nog kry. Maar Vader het gesê, kind, jy is altyd by my. Alles wat myne is joune. Lukas 15:31. Kan ons dit hanteer? Ek dink baie keer dis ons probleem, ons weet nie hoe om dit te hanteer nie. In plaas van net om op sy skoot te gaan sit en te sê, Vader, help my. Heilige Gees, hy het vir jou die Heilige Gees gestuur, hy is op aarde, hy is ons helper. Help my, Heilige Gees. Het gaan oor 'n verhouding. En jy kan nie 'n verhouding met geld koop nie, dit is 'n onskatbare waarde. Jesus Christus het vir ons gesterf, jy kan dit nie in geld omskep. En daarom moet ons mentaliteit wegdraai van alles gaan om geld. Ek weet ons het geld nodig, ek het ook geld nodig. Maar dit gaan oor, Here, hoe moet ek hierdie situasie hanteer? Dan bel iemand uit die bloute uit. Jy kry dit. Moet jy gee my jou bankrekening om vir jou paar rand te betaal, want iets dryf my om vir jou iets in jou rekening in te betaal. Ons het Heilige Gees wat met daai persoon werk. Ek het dit al vertel en ek gaan dit weer vertel. Daar was 'n stadium wat ek gesê het, ek gaan in die bediening uit. Ek wil klaar maak.
toe bel, so senior man in my lewe, baie smart ou, sy het my geestelike pa, bel hy my uit Amerika uit. Hy sê, my hart, as ek net vir jou een ding sê, Heilige Gees, ek weet nie waar gaan dit nie, leef my hart, ek net vir jou sê, jy gaan nie, jy kan nie gaan. Jammer, jy bly. Klaar, dis hoe die Here werk. En ons het die mentaliteit van, wat nou is dit gebeur, wat nou is dit gebeur, wat nou is dit gebeur, wat nou is dit gebeur. Hy is God, man. Moenie speel te speel nie. Hy is God. Hy is nie eens 'n mens nie, hy is God. Hy het hierdie seun van hom gestuur om te kom sterf, het 'n liggaam gekry soos ek en jy, het gesterf, het opgestaan, en hy het 'n verheerlikte liggaam. Die engele het nie verheerlikte liggaam. Vader het ook nie 'n verheerlikte liggaam. Heilige Gees het nie 'n verheerlikte liggaam. Die Heilige Gees is hier op aarde, hy beweeg, maar hy soek 'n liggaam om in te bly. En dis ek en jy, as ons hom kan innooi. Kom Heilige Gees, vul my Israel. Maar ek en jy gaan 'n verheerlikte liggaam hê. Ons het klaar ons spesiale plekkie in die hemel wat die Here vir ons voorberei. Byt vas. Moenie moedeloos raak. Moenie moed opgee. Moenie soos die oudste seun wees en sê, pa, ek het so hard gewerk en hy het niks gekry. Daar's baie. Maar ons moet deur hierdie proses kom. En dis 'n proses van skaaf en skuur, skaaf en skuur, skaaf en skuur. Geliefde, baie mense werk vir God, maar hulle geniet dit nie. Dit moet iets wees wat jy geniet. As jy net vir God werk en jy geniet dit nie, dan is jy besig met verkeerde goed. As jy mense wil beïndruk, jy kan nie mense beïndruk. Baie mense is in die kerk, hulle dien hom, maar hulle ken nie sy Vader hart nie. Hulle probeer hierdie liefde van hom te verdien. Ons sluit die oor, sal nie. Heilige Gees is hier. Hy praat met jou. Soos wat ek vanoggend gebid het, hy ken jou seer. Hy ken jou teleurstelling. Maar hy sê, kom, nooi my in, ek wil saam met jou 'n verhouding bou. Ek wil hê ons moet saam sit in stilte tyd. Net pak jou hart uit. Moenie al die mooi goed uitpak, die pak die seer ook uit. Kom. Ek wil hê jy moet soos 'n kind dink, dit help nie jy dink soos 'n groot mens nie. Want jy is my kind, sê Vader. Die lam is klaar geslag. Jy kan nie kom en sê, ja, maar ek moet eers gaan regmaak nie. Kom net soos wat jy is, ek gaan jou help. Ek gaan met jou wil werk. Jy gaan neer lê. Dit gaan oor 'n liefdevolle Vader vanoggend. Dit gaan oor 'n Vader wat 'n rebelse kind terugverwel. Wat 'n godsdienstige kind weer uitnooi en sê kom. Dit gaan oor 'n Vader wat sê, ek wil nie net jou diens hê nie, my kind, ek wil nie net hê jy moet vir my kom werk om my liefde te verdien nie. Nee. Dit gaan oor 'n Vader wat sê, gee my jou hart. Daar waar jy sit, sê net, Vader, gee my hart vir U. Wees U beheer.
Vader, ek bid vanmôre vir hierdie kinders van U. Ek draai elkeen in U op. Dankie dat U hierdie mooi woord met ons gedeel. Dankie vir die liefde. Dankie dat ons vanmôre hier kan kom staan met 'n vrymoedigheid en net sê, Abba, Vader. Dankie dat U omgee. Ek wil bid en vra, seën elke persoon vanmôre hier met die woord. Heilige Gees, herinner elke persoon. En vat elke persoon, druk elke persoon vas, hou net hom of haar net 'n bietjie vas. Dankie Here vir die mooi. Dankie vir die mooi, sagte hart, Heilige Gees. Hier met die liefde van Vader binne elke persoon uitstort. Here, ons kan nie hierdie wêreld aanpak sonder U nie, ons het U nodig. Geef ons goddelike wysheid en insig, sodat ons weet hoe om elke persoon reg te hanteer. En stort die liefde in ons uit in Jesus se naam. Amen. Amen. Baie dankie geliefdes. Ek glo en vertrou, vat die woord